Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Het is altyd so goed om in die kerk van die Here te wees, die huis van die Here. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 5 dat die Here lief is vir die kerk. Dat Jesus lief is vir die kerk. So as jy nie die kerk haat, dan is daar 'n probleem, want die Bybel sê as jy jou broeder haat, dan is die liefde van God nie in jou hart nie. So jy kan nie 'n broeder haat nie, en jy kan nie die kerk haat nie, want Jesus is lief vir die kerk, en Jesus is lief vir daai broeder, wie jou dalk vies gemaak het, of dalk jou teleurgestel het, of wat ook al. Maar wat sê die Bybel? Ons moet vergewe, net soos ons vergewe was. Halleluja. Prys die Here. Vandag wil ek praat oor ken jou opperbevelhebber se oorlogskreet. Ken jou opperbevelhebber se oorlogskreet. Nou, wat is 'n opperbevelhebber? Dis ons commander-in-chief. Commander-in-chief. En ek wil begin met 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18. En dit sê, want die Here self sal met 'n luide bevel, 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompet geskaal, die geklank van die bassein van God. En dis natuurlik, jy kan sê of die shofar, maar die Griekse woord daar is salpings, en die salpings was so 'n lang trompet, wat soos 'n olifant se slurp gelyk het. Hy het so al die pad so op die grond gegaan. Hy was so 'n lang trompet, maar hy het so geklink. So iets geklink. Daar sê, maar prys die Here dat die Here vir ons gaan kom, en dis wat ons gaan hoor, en uit van die hemel afkom, neerdal, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, in die lewe oorbly, so jy kan of sê in die lewe oorgebly het, of in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke opgeneem, weggevoer word. Daai opgeneem, weggevoer is die woord waar, van die Latyns kry ons die rapture, dis die woord daar vir rapture, opgeneem, weggevoer word, om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So hierdie woorde moet ons bemoedig. Vandag wil ek fokus op daai eerste gedeelte van 1 Tessalonisense 4 vers 16, en dit sê, want die Here self sal met 'n luide bevel, 'n geroep. Nou daai woord geroep daar is keliosma. Keliosma. Hoe ook al jy dit wil sê, keliosma, en dit beteken 'n oorlogsbevel, om troepe vir aksie te versamel, om strydwaans, jagters, roeiers, kapteins van skepe, om voor te berei vir oorlog. So wanneer Jesus hierdie geroep maak, hierdie oorlogsbevel gee, wat doen dit? Dit sê vir die troepe om by mekaar te kom, dit sê vir die troepe om tot aksie te kom, om vir aksie te versamel. Dis letterlik soos wanneer die skepe, wanneer die roeiers moes roei, en dan ewe skielik, dan gee die kaptein, gee dan vir hulle 'n bevel, dan moet hulle vinniger begin roei. So dis letterlik Jesus wat vir ons hierdie roep gee, hierdie geroep gee, en dan moet ons tot aksie kom. Halleluja. Ek wil vir julle lees uit die RIV, het sê in 1 Tessalonisense 4 vers 16 in die RIV, want die Here self, sê self, want die Here self sal van die hemel neerdal en die leiding neem met 'n magtige militêre bevel, om die heiliges op te wek en God se troepe tot aksie aan te spoor. Kom ek lees dit nog 'n keer. Want die Here self sal van die hemel neerdal en die leiding neem met 'n magtige militêre bevel, om die heiliges op te wek en God se troepe tot aksie aan te spoor. So verlede week het ons gepraat oor oorlogvoering, en die oorlogvoering wat tussen jou twee ore plaasvind, in jou gedagtes. En wat gebeur? Die duiwel
gee vir jou gedagtes. Soos ons die prentjie gebruik het van die voëls wat kom. En hierdie voëls, hierdie gedagtes kom, en dan, jy moet hulle nie vat nie. En dis hoekom ons het toe vertel, dat hierdie gedagtes baie kere veroordeel mense hulle self vir gedagtes, wat nie eintlik van hulle afkom nie, dit kom van die duiwel af. So dis belangrik om te weet, dat hierdie gedagtes kom, en dis nie van jou af nie, en dan moet jy teen dit staan. En baie kere staan jy teen dit net om dit te ignoreer, of jy staan teen dit deur om die woord te verklaar, of om die woord te sê, in plaas van daai gedagte. So jy moet nie daai gedagte vat, deur om daai gedagte te sê nie. Maar is belangrik om nie jouself te veroordeel vir gedagtes wat jy kry nie, want hulle is baie kere van die duiwel af. Maar nou, hoe balanseer ons dit? Want baie kere sal Christene dan praat oor wat het die duiwel vir hulle gesê. Die duiwel het vir my dit gesê, of hierdie slegte ding het gebeur, of ek voel so moeg die hele tyd, of ek kry nie hierdie gedoen nie. Hulle sê die hele tyd wat die duiwel doen aan hulle, of wat die duiwel gesê het, of wat die duiwel nou in hulle gedagtes gesit het. So is baie belangrik om te weet dat die duiwel kom om te steel, te vermoor en te vernietig, en dat ons teen hom moet veg en teen hom moet staan. Soos wat ek verlede week gesê het, ons staan teen die duiwel. Maar wat nog meer belangrik is wat sê die Here vir jou? Dit gaan nie oor wat die duiwel, jy moet nie die hele tyd bekommerd wees oor wat die duiwel vir jou sê, of wat die duiwel doen nie, maar wat sê die Here vir jou? Wat het die Here jou vertel? So is belangrik om te erken dat ons in 'n geveg is, en dat die duiwel hierdie gedagtes gee, of die duiwel hierdie goed doen, soos die duiwel wat nou die Christene vermoor, en dan staan ons teen dit, ons bid teen dit. Maar wat sê die Here vir ons? Dit gaan oor wat die Here vir ons sê, en is belangriker om op die regte frekwensie ingestel te wees. Om op die Here se frekwensie ingestel te wees. So ons moet Jesus en sy teenwoordigheid verheerlik, en bewus wees van hom, en die duiwel baie keer weerstaan, deur hom te ignoreer. Ons moet nie duiwel bewus wees nie, ons moet Jesus bewus wees. So ons luister na ons opperbevelhebber se bevele tot aksie. Ons moet na Jesus se bevele tot aksie luister. Weet jy dat die beste oorlogvoering om aan deel te neem, is om die Here Jesus in jou lewe te verheerlik. Dis die beste oorlogvoering tegniek wat jy kan hê. En die Bybel verklaar in Psalm 68 vers 2, God staan op, sy vyande spat uiteen, raak verstrooid. Sê dit saam met my, God staan op, sy vyande spat uiteen, raak verstrooid. Prys die Here. Nou, in die nuwe verbond het die Here al klaar opgestaan. Die Here het al klaar vir ons opgestaan in die persoon van Jesus. Jesus het opgestaan uit die dood. Lukas 24 vers 6 tot 7. En die sleutels van die dood het hy al klaar gevat. Die sleutels van die dood en die hel het Jesus geneem in Openbaring 1 vers 18. En hy het daardie mag met ons gedeel. En ek het 'n paar weke terug gepraat oor die mag en die gesag. Ons het die mag. Sê ek het die mag. En nou waar is die mag? Dis in jou mond. Jy het die autoriteit in jou hande en in jou mond. Matteus 28 vers 18 tot 20 en Handelinge 1 vers 8. En nou, wanneer die duiwel kom, kan ons hom weerstaan en hy vlug van ons af weg. Jakobus 4 vers 7. So die Nuwe Testamentiese manier hoe ons hierdie vers kan lees, is so. God het opgestaan, sê het. God het opgestaan en sy vyande verstrooi. So Jesus het al klaar opgestaan. Hy het eintlik uit die dood uit opgestaan. So Jesus het al klaar opgestaan en sy vyande verstrooi. So nou neem ek daardie gesag en weerstaan jou duiwel. So nou kan jy daai gesag neem wat Jesus al klaar gedoen het en dan weerstaan jy die duiwel. Halleluja.
So 'n belangrike militêre strategie, soos ons almal weet, is om jou vyand te ken. Hulle sê altyd know your enemy. Is 'n baie belangrike militêre strategie is om jou vyand te ken. Maar die belangrikste militêre strategie is om jou opperbevelhebber en sy opdragte vir jou te ken. Die belangrikste militêre strategie is om jou commander-in-chief te ken en sy opdragte vir jou. So daai vers sê God het opgestaan en sy vyande verstrooi. Dit is om jou commander-in-chief te ken. As jy weet, dis jou commander-in-chief. Jou commander-in-chief het opgestaan en die vyande verstrooi. Dan, nou neem ek daardie gesag en weerstaan jou duiwel. Dit is om jou vyand te ken. Sien jy, so jy het al twee strategieë. Jy het die strategie om, jy moet jou opperbevelhebber ken en sy directive, sy opdragte vir jou. En dan ken jy jou vyand. En wat ken jy van jou vyand? Jy moet hom weerstaan. Deur die mag en die gesag wat die Here vir jou gegee het. So ons moet ons opperbevelhebber Jesus Christus ken en met volle versekering weet dat sy teenwoordigheid en onverdiende guns met ons is. En jy moet dit oefen. Hoe oefen jy dit? Deur om dankie te sê vir die Here dat hy met jou is. Elke dag sê dankie Here dat hy met my is in hierdie meeting. Dankie dat jy met my is wanneer ek bestuur is. Om met danksegging die Here te loof en te prys. Oefen jy die Here se teenwoordigheid met jou en die Here se guns en onverdiende guns met jou. Halleluja. So jy doen dit deur die teenwoordigheid van Jesus in jou lewe te beoefen. En wat gebeur? Die Here maak 'n groot verskil in jou situasie. Halleluja. So die Bybel sê vir ons, 2 Petrus 1 vers 2, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, in oorvloed aan julle geskenk word, deur julle kennis, en daai woord kennis word vertaal baie kere soos in die Young's Literal Translation, as erkenning van God en van Jesus ons Here. So wat beteken dit? Ons moet die Here erken. Wat bedoel ek daarmee? Die Engelse woord is acknowledge. Jy moet die Here acknowledge in jou situasie. So jy sê baie dankie Jesus vir u genade in hierdie situasie. Dankie Here, as jy moeg is, dan hoe erken jy die Here in daai moegheid? Jy sê nie net vir almal ek is moeg nie. Jy sê ek voel moeg, maar dankie Jesus, u is my krag. U genade wat vir my krag gee. Genadige krag, opstandingskrag. As jy iets verkeerd gedoen het, dan hoe erken jy die Here in daai situasie? Sê baie dankie Jesus, U het my vergewe van al my sondes. Ek is die geregtigheid van God in Christus. As jy op die pad ry en soos daar's ongelukke en goed, hoe erken jy die Here in daai situasie? Dankie Here, U is my toevlug en my vesting. Niks sal my, geen onheil sal my beval nie. Halleluja. Prys die Here. So wanneer jy jou opperbevelhebber Jesus Christus ken en erken, sy onverdiende guns en genade, sy shalom vrede word vermenigvuldig in jou lewe. Sien jy, dis wat die vers sê. Wanneer jy vir Jesus ken, erken, dan word genade, die onverdiende guns en die shalom vrede van die Here vermenigvuldig in jou lewe. Prys die Here. En hoe doen jy dit? Jy bring tyd deur aan die voete van Jesus. Deur sy genade en liefde teenoor jou in sy woord te sien. So ervaar jy meer van sy genade, onverdiende guns en shalom vrede, en so wandel jy in totale welstand en goeie sukses. So meeste mense bid vir die Here om vir hulle genade te gee, en meeste mense bid vir die Here om vir hulle vrede te gee. Maar dis nie wat hierdie vers sê nie. Sê nie jy moet vra vir genade. Jy kan dankie sê vir genade en jy kan dankie sê vir die vrede, maar hoekom? Omdat jy die Here
erken deur julle kennis van God. So, as jy die kennis van God het, as jy Jesus erken, van acknowledge in jou situasie, dan word die genade en vrede vermenigvuldig in daai area. Halleluja. So dit gaan nie oor om te vra vir vrede nie. Wat sê Jesus? Vrede het ek vir julle gegee. Jesus sê vir ons in Johannes 14, vrede gee ek vir julle. My vrede het ek vir julle gegee. Moenie julle harte ontsteld laat wees nie. So wat sê jy dan? Hoe erken jy dan Jesus in daai situasie? Jy sê ek laat nie my hart ontsteld wees nie. Baie dankie Jesus vir u vrede. Halleluja. En dan sê jy dankie Here vir u wysheid van u kennis in hierdie area. Wat bedoel ek daarmee? Kom ons sê ek ry op 'n pad en ek ry baie na ander kant Kids Beach. En die paaie kan gevaarlik wees want daar's baie hoekies wat jy nie om kan sien op die pad, baie curves en dan's daar baie opdraandes wat jy nie kan sien wie kom hierdie kant toe nie. So kom ons sê daar's 'n lorry wat voor my ry want daar's baie lorries op die pad. Nou wil ek die lorry verbyvat. Maar as dit 'n opdraande is, gaan ek nie die lorry verbyvat nie. Hoekom? Want jy weet nie wat se kar van daai kant afkom nie. En selfs al is daar 2 bane daai kant of 2 bane aan my kant baie kere, ouens vat verby op my baan. Ja. Jy moet sien, dan is dit 2 bane vir my en dan net 1 baan daai kant. Ouens sal verbyvat na hierdie baan toe op die 2 bane. So dan is dit nie eens veilig om op jou 2 bane baie kere te ry nie. Maar in elk geval, ek gaan nie die lorry verbyvat op 'n omdraande nie. Ek gaan definitief nie die lorry verbyvat by 'n draai nie, wat ek nie kan sien wat vooraf kom nie. Maar kom ons sê, daar's 'n helikopter wat bo my is. En daai helikopter vlieg die hele tyd saam met my. Ek ry en hy is hier bo my. En ek het direk kontak met die vlieënier daar, pilot wat ek vertrou, met eerste plek jy moet hom vertrou. En hy sê vir my wat se karre op die pad is. En hy sê vir my, nee, daar's geen karre wat nou kom, jy kan nou die lorry verbyvat. So dan kan ek met volle vertroue die lorry verbyvat. Maak nie saak of dit op 'n opdraande is of om 'n hoek is nie, want ek weet, hierdie vlieënier, hierdie pilot vertrou ek en hy sê vir my ek kan dit nou doen. Verstaan julle? So dis presies dieselfde. Wanneer jy daai kennis van God het, dan het jy die vrede om hierdie ding te doen of om daai ding te doen. Verstaan julle? Prys die Here. So wanneer ons in gemeenskap met die Here is, gee die kennis wat Jesus aan ons gee, ons 'n vrede wat onnatuurlik lyk vir diegene wat nie die voordeel van God se perspektief het nie. So as jy God se perspektief het, dan het jy daai vrede. Halleluja. Maar wat is die probleem? Baie van ons het nie daai vrede nie, omdat ons nie die voordeel trek van God se kennis nie. Mense het nie die vrede nie, omdat hulle nie die voordeel trek uit God se kennis nie. En natuurlik, meeste van hierdie kennis, al die kennis kom van waar af? Uit God se woord. So ons moet die woord van God ken. Soos 2 Petrus 1 vers 4 sê, dat al die voordele is in God se woord. En wanneer jy God se woord vat en hy kennis het, dan sal hierdie vrede manifesteer in jou lewe. Maar natuurlik, soos jy kan sien met hierdie vers, mag genade en vrede. Wat kom eerste? Genade. So jy moet eers genade omhels, dan ervaar jy die vrede. Soos Romeine 5 vers 1 sê, daar is geen vrede as daar nie eens genade is wat jy omhels nie. En hoekom kan ons die genade omhels? Omdat ons die geregtigheid van God in Christus is. So nou, omdat ons die geregtigheid van God in Christus is, kan ons deur geloof daai genade omhels, daai genade vat. Halleluja. So jy kan sê in jou dag, jy sê, dankie Here, ek is die geregtigheid van God in Christus. Dankie Here vir u genade, wat u al klaar vir my gegee het vir hierdie situasie. Dit gaan oukei wees, dit gaan goed wees.
Halleluja. Jy kan en maak nie saak wat se situasie in is. Jy kan sê dit gaan oukei wees, dit gaan goed wees want ek is die geregtigheid van God in Christus en ek het die genade van die Here. En soos ons weet, die genade van die Here is nie so airy-fairy ding nie. Die genade van die Here red ons. Soos Titus sê, die reddende genade van die Here. Prys die Here. So daarop kan nie, en kyk hierso, hy sê so, mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word, laat dit vermeerder word. So, hierdie genade kan meer word in 'n area. En hoe word dit meer? Deur die kennis. So die meer jy groei in die kennis van die Here, die meer vermeerder jy in oorvloed hierdie genade. Prys die Here. Jakobus 4 vers 6 sê vir ons, dat genade word meer gegee vir die nederiges. So wanneer jy nederig is, dan ontvang jy meer genade. En hoe is jy nederig? Die Bybel sê vir ons, Spreuke 3, dat ons acknowledge the Lord in all your ways, and He will direct your paths. So 'n nederige persoon sê nie, ek weet wat om te doen nie. Ek weet, ek gaan my kanse vat, ek weet daar gaan nie karre kom nie, of ek weet, ek gaan sommer net hierdie ding doen. En wat gebeur, dan tref 'n kar jou of wat ook al. Jy moet wag op die Here se kennis. Jy vra vir die Here vir sy advies. Jy sê vir die Here, Here, dankie vir u wysheid vir hierdie ding. Voordat jy teken, voordat jy iets vir iemand gee, dan sê jy vir die Here, Here, dankie vir u wysheid van genade vir hierdie situasie. Prys die Here. Nou, hoe weet jy dat jy jou opperbevelhebber se opdragte volg? Hoe weet jy dat jy jou opperbevelhebber se opdragte volg? Eerste plek, soos ons nou net gesien het, jy moet die kennis van die Here hê. En dit kom deur die woord van God. So hou aan om na preke soos hierdie te luister, om na ons preke te luister elke week. Hou aan om jou Bybel te lees. En hou aan om in tale te bid. Want wanneer jy in tale bid, is dit letterlik soos die Here vat jou hand. Hy vat jou hand en hy lei jou. Wat sou nog beter wees as daai pilot sê vir my wat om te doen. Dis 100% reg, maar wat sou nog beter wees is as die Here sommer bestuur. As die pilot kon bestuur, die kar bestuur. En hoe kan ek net relax, jy weet, in die passasiers se sitplek. Dan bestuur die pilot vir my, dan bestuur die Here vir my. So dis, as ek kom gou op, asseblief. So, meeste mense dink, okay, so dan lees ek die Bybel, soos dan hierso lees Elseke nou die Bybel, en dan sê die Bybel vir Elseke, okay, gaan links, gaan regs. En dan sê die Bybel vir Elseke, gaan links. Nou dis perfek, jy het 'n kaart, en die kaart sê vir jou wat om te doen. Maar wat's nog makliker? Jy het die Bybel, jy lees die Bybel, en die Bybel sê vir jou, maar as jy in tale bid, jy kan my aanvat, dan vat jy die Here se hand, en dan lei die Here jou sommer, terwyl jy die Bybel het. Dis nog makliker om gelei te word direk met die Here se hand. Hey, Elseke, is nog makliker as ek jou sommer lei. Ja. Jy kan vir my sit dan. So wanneer jy in tale bid, dan vat jy die Here se hand wat uitgestrek is na jou, en dan lei hy jou. Prys die Here. En wat's belangrik om ook te weet, God kan nie 'n geparkeerde persoon lei nie. So as jy net daar staan, jy weier om te loop, soos die Here moet jou amper sleep, dan kan hy jou nie lei nie. Jy moet saam met hom loop, jy moet saam met hom wandel. Dis hoekom dit word genoem wandel in die Gees. En Galasiërs 5 noem dit wandel in die Gees. So jy moet begin vorentoe beweeg. Dieselfde, jy kan nie 'n geparkeerde kar lei nie. As die kar besig is om te idle, dan kan jy niks doen nie. Die kar moet vorentoe beweeg. Dan het jy die GPS, God's Positioning System, wat vir jou lei. So terwyl jy iets doen, lei God jou. Wanneer jy in tale bid, gee God jou 'n beeld of 'n naam of 'n paar woorde. God het my al baie keer gelei net met 'n woord of net met 'n frase.
Jy weet, hy sal net vir my soos byvoorbeeld selfs met hierdie preek. So dan weet ek nie wat om te preek nie. Sê die Here net vir my Commander in Chief. Kry ek net daai frase, Commander in Chief. So dan werk ek van daar af, net met daai frase. So die Here sal baie kere vir jou net 'n woord gee en dan beweeg jy in daai direksie in. Maar dit kom terwyl jy in tale bid. Soos byvoorbeeld toe ek Elsike na die eerste date uitgevat het, toe wonder ek, moet ek haar nog 'n keer kontak? Toe hoor ek net soos kliphard, sy hou van jou. Maar soos kliphard. Dus ek dog iemand het met my soos gepraat. So ek sê, okay, ek gaan op my volgende date vat. Maar dis terwyl jy in tale bid. En daar's baie voorbeelde in die Bybel. Kom ons kyk na Abraham. God het vir Abraham gesê, verlaat jou huis, verlaat jou land. En ek sal vir jou wys wat se land jy moet na toe gaan. So dieselfde, meeste mense wil hê die Here moet vir hulle presies wys. Gaan na Kanaan toe, gaan na hierdie plek toe en plant jou huis presies hierso. Nee, die Here het net eerste stap was om sy land te verlaat. En dan sê die Here, ek sal jou wys wat se land jy moet na toe gaan. En dieselfde toe hy vir Isak moes offer, die Here het gesê, vat jou seun en ek sal jou wys wat se berg jy moet hom opoffer. So dieselfde, jy moet die eerste stap neem om jou seun te vat en dan wys die Here vir jou wat se berg dit is. En nog 'n voorbeeld is die profeet Samuel. Die Here het vir profeet Samuel gesê, gaan na die huis van Isaai toe. En so Samuel moes gaan na Isaai toe en toe moes hy na elke seun kyk. En op na elke seun kyk en fokus. En toe eers kom hy by Dawid uit. So hy moes deur die proses gaan. So dieselfde, baie Christene is eintlik amper lui. Hulle wil net hê die Here moet vir hulle die antwoord onmiddellik gee, maar die Here vat jou hand en hy wandel saam met jou. Hy vat jou deur die proses. Maar dit gaan oor om na eerste stap te vat. En hoe weet jy, met daai eerste instruksie van ons opperbevelhebber moet jy gehoorsaam wees. Jy moet daai eerste instruksie gehoorsaam wees en dan stap jy saam met hom. Dit is 'n prentjie van waar ek saam deur die proses gaan om na elke ou te kyk, na al die seuns te kyk. En toe nadat hy deur almal gegaan het, toe kom hy by Dawid uit. So dit wys vir ons die proses van die Here. Baie kere vat ons deur 'n proses. En ons moet deur die proses gaan om al deur die onderhoud te gaan, met die persoon, al die mense te praat. Dan sal die Here ons lei en sê, hierdie is die persoon. Halleluja. En hoe volg ons dit? 1 Korintiërs 14 vers 1 sê vir ons, jaag die liefde na. Volg die liefde. So die beste manier om deur die Gees gelei te word, is om gehoorsaam te wees vir die kleinste aansporing van die Here. En dit gaan met liefde wees. En wat interessant is, wanneer jy in tale bid, sê die Bybel vir ons in Judas 1 vers 21 sê dit, en doen alles wat nodig is om jouself in die onuitspreeklike en onbeskryflike liefde van God te bewaar, deur in die Heilige Gees te bid. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons hierso, dat wanneer jy in tale bid, dan hou dit jou in liefde. Dit bewaar jou in die liefde. En dan hoe volg ons die Here? Ons volg vir liefde. So dis letterlik weer daai prentjie, kom gou alsulke. So dis letterlik soos ek is liefde, okay? En alsulke is die kerk, en wat sê met vir liefde volg? Jy moet vir my volg. Maar wanneer jy in tale bid, dan vat sy liefde se hand. En dan is dit baie makliker om vir liefde te volg. Want jy vat vir liefde se hand. Dankie alsulke. Kom ek lees vir julle dit uit die RIV in die Engels. And vigilantly, sê vigilantly. So vigilantly is 'n soldaat wat heeltyd moet waaksaam wees. And vigilantly do all that is necessary to keep yourself in the inexpressible, indescribable, and unspeakable love of God by praying in the Holy Spirit. So you keep yourself in the love of God by praying in the Holy Spirit. Prys die Here. Halleluja.
So bid saam met my. Julle kan saam met my bid. Ons sê, Here Jesus, U is my opperbevelhebber en ek wil 'n nouer wandel met U ervaar. Ek wil U meer intiem ken en bewus wees van U teenwoordigheid en onverdiende guns in my lewe. Help my om U planne en doelwitte vir my te verstaan en onmiddellik te gehoorsaam, sodat ek wys kan wees en hoe ek my dae deurbring. Amen. Prys die Here. So ons hoofvers was 1 Tessalonisense 4 vers 16 en dit sê, want die Here self sal van die hemel neerdal en die leiding neem met 'n magtige militêre bevel om die heiliges op te wek en God se troepe tot aksie aan te spoor. So dis wat ons oor gepraat het vandag. Ons moet nie so baie fokus op wat die duiwel vir ons gesê het nie, wat die duiwel se woorde na ons, of wat die duiwel self doen nie. Ons moet na die Here self kyk, en die Here self gee vir ons hierdie militêre bevel. So ons moet na hierdie militêre bevel luister, en wat die Here vir ons sê. En ons het gekyk na 'n paar goed, hoe jy dit help om na hom te luister, jy moet die kennis van die Here hê. So dis hoekom dit belangrik is om jou woord elke dag te lees, die Bybel te lees, om elke dag seker te maak dat jy in tale bid. Want as jy in tale bid, dan volg jy liefde, want jy bly in die liefde. Jy vat liefde se hand. Halleluja. En dan luister jy na preke, want jy groei dan in die kennis van die Here. Prys die Here. Kom ek lees dit vir julle uit die Engels uit. 1 Thessalonians 4:16. For the Lord himself will descend from heaven and take charge with a mighty military command to arouse the saints and galvanize God's troops to action. Galvanize beteken aan te spoor, to stir up. En prys die Here as jy kyk na 2 Timoteus 1 vers 7 en vers voor dit vers 6, maar vers 7 sê God het nie ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Maar dan die vers voor dit sê stir yourself up, fan into flame. En hoe stir you yourself up? Deur die gawe wat die Here vir jou gegee het. En wat is die gawe wat jy enige tyd kan gebruik? Is om in tale te bid. Halleluja. As jy in tale bid, dan stir you yourself op. Prys die Here. Halleluja. Julle kan die seëning ontvang. Yevarecha Yahweh v'yishmarecha. Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka. Yisa Yahweh panav elecha v'yasem lecha shalom. Baie dankie Abba Vader dat U ons seën en ons beskerm. Baie dankie Abba Vader dat U vir ons Jesus gegee het. Dankie Jesus dat U aangesig oor ons laat skyn en U gee vir ons U vrede. Shalom. Dankie Here Jesus vir U Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Heilige Gees, dankie dat U ons lei elke dag. Dankie Heilige Gees dat U vir ons instruksies gee en dat ons U volg. En dankie Here dat ons 'n besluit maak om vigilantly onsself in U liefde te hou. Dankie dat U ons help om elke dag in tale te bid en om U woord te lees. En dankie dat ons groei in die kennis van God, sodat ons in die genade en vrede van God kan in oorvloed menigvoudig in ons lewe ervaar. In Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Awesome, baie dankie dat julle gekom het. Julle moet 'n geseënde week hê, maar moenie net lorries verbyvat nie. Okay, dit was net 'n voorbeeld. Jy weet as jy op 'n opdraande gaan, moet jy nie net die lorry verbyvat nie. Okay.